my hande hef, ek Goeiemôre kom Pastoor na Wally, vanoggend by julle met 'n boodskap. die naam, Die tempel van die Heilige Gees. want U is hier. Het julle geweet die Heilige Gees het 'n tempel? Nou wat is 'n tempel? Dis 'n plek van aanbidding, né? 'n kerk, soos 'n kerk, né? En wanneer het jy al gevoel as jy in 'n kerk instap, jy voel sommer anders, jy doen dinge dalk so 'n bietjie anders, jy's meer op God gefokus, jy let op jouself, né? Want jy's binne in die tempel, die kerk, die plek van aanbidding. Nou het jy geweet, die Heilige Gees het ook so 'n plek. En dit is jou liggaam. Kom ek en jy gaan lees oor dit. Kom ons hoor wat sê die Here vir ons. 1 Korintiërs 6 vers 15. Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Of weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê hy, sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Wie die Here aanhang, is een gees met hom. Nou sê hy, vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam, maar wie hoerery bedrywe, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Julle hoor gou hier. Sal jy 'n hoer vat en hom deel maak, of haar deel maak van die liggaam van Christus? Jy sal dadelik vir my sê nee, né? Maar het julle geweet, wanneer ons allerhande verkeerde dinge aanhang, wanneer ons wedergebore kinders van God is, wanneer ons wedergebore kinders van God is, dan behoort ons aan die Here, en nie meer aan onsself nie. Ons is getroud met die Here. Ons is sy bruid. En wanneer ons begin om allerhande sonde en allerhande ongeregtigheid en dinge in ons lewens toe te laat, julle is ons geestelike hoereerders. Het julle dit geweet? En ek kan net dink, as Jesus Christus baie keer moet kyk hoe sy bruid, sy uitverkore bruid, haar liggaam oorgee aan die vuilheid, wat dan 'n geestelike tipe van 'n hoerering is, hoe seer dit hom moet maak. Dit is soos wanneer 'n man sy vrou sien om ontrou in die huwelik teenoor hom te wees. Dit is hoe Jesus voel. En ek wil hê met hierdie boodskap, of weet julle nie dan dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle is nie? Julle luister gou hier. As jy jou hart vir Jesus Christus gegee het, en jy is wedergebore, dan het die Heilige Gees in jou liggaam kom intrek. Hy woon binne in jou. Jou liggaam is sy tempel, die plek van aanbidding. En weet julle, in jou liggaam is heilig aan die Here en vir die Here. En weet julle, daarom kan ons nie net ons begin weer, nadat ons harte vir die Here gegee het, oorgee aan allerhande dinge en 'n vuil wêreldse gees en die verkeerde goed nie. Ons liggame is 'n tempel van die Heilige Gees, en ons mag nie die Heilige Gees bedroef nie. Ek wil ook nie, en ek wil hom behaag. Daarom, hy sê hier in vers 20, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Verheerlik God dan in jou liggaam en in jou gees wat aan God behoort. So jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En ek wil vir julle vra dat ons moet oplet waarna ons kyk. Oplet na ons luister. Oplet dit wat ons praat. Oplet dit wat ons in ons harte bedink. Want
ons behoort nie aan onsself nie. Kom ek en jy, streef meer as ooit na heiligmaking. My In hande Jesus se naam, liefdeseën. ek As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.